Ons is geskakel op Groot Plaas saam met ons in die ateljee, ou vriend van ons Frikkie van Loggenberg. Hy is die hoof van beleggingsstrategie en uitvoerende beampte by IFSA. Frikkie, goeiemôre en welkom terug. Baie dankie Doopie, heerlik om hier te wees, so klamvogtig ou Dinsdagoggend. Absoluut. Hoor jy nou, ons praat altyd oor die oorloë en wat se impak dit het op mense, maar veral wanneer dit kom by landbou-eienaars en hulle beleggings en bates, waarna moet hulle kyk nou op die oomblik? So, dis baie onsekere tye wat ons eintlik onsself invind en een ding wat ons verseker kan sê is niemand het 'n glasbal nie. Niemand weet presies, maak nie saak hoe slim of hoeveel grade jy het nie. Niemand het 'n idee wat eintlik in die toekoms gaan gebeur nie. So wat jy moet na kyk is jy moet gaan sien wat jy in jou beheer het. Nou, nommer 1 is jy het 'n struktuur waar jou beleggings in gehanteer word. Jy het 'n boedelstruktuur, jy het 'n strategie en jy saam met dit gepaard is, kan jy nou koste bestuur, jy kan belasting bestuur, daai tipe van ding. So om die onsekere tye nou bietjie met meer sekerheid toe te tree, gaan kyk na wat jy in jou eie beheer het en pas daai beheer toe op wat jy kan. En die res van die dinge moet jy seker maak dat jy met die regte vennote werk. Maar mense raak ook altyd baie paniekerig wanneer ons sien markte val. Waarom is 'n goeie gestruktureerde belegging dan nou van kardinale belang vir sulke onsekere tye? So Doopie 100%. Weer eens mense raak paniekbevange en dan reageer hulle negatief, wat nou nie ideaal is nie. Mens moet regtig nie opgevang word in hierdie emosionele witplank wat 'n mens nou moet gaan ry nie. Jy moet gaan kyk na jou strategie. Nou dis waar 'n goed verspreide gediversifiseerde tipe van strategie uiteensit. Jy werk met 'n diskresionêre fondsbestuurder wat vir jou die beste fondsallokasies kan kry wat op basis is en jy werk doelwit georiënteerd. As jy gaan kyk na die statistieke, die Suid-Afrikaanse beurs het 75% gegroei die afgelope 5 jaar. Nou sekere van ons indekse industrieel of spesifiek finansiëel en jou hulpbronne het amper 100% gedoen. So jou buitelandse indekse het so by die 65-66% en in daai tydperk het jou rand met omtrent 15% verlaag. So jy moet baie mooi gaan kyk dat jy nie al jou eiers in een mandjie het net plaaslik of net internasionaal is nie. Jy moet 'n baie mooi verspreiding gaan uiteensit en jy het mense nodig wat spesialiseer om daai navorsing vir jou te doen om die beste vir jou te kan gee. So kom ons sit 'n situasie by mekaar. As 'n kyker nou reeds 'n groot deel van hulle portefeulje uit grond en plaastoerusting bestaan, sal hulle ook welvaart planne in plek moet hê? Definitief. As 'n mens gaan kyk, Doopie, daar is 'n paar dinge wat vir 'n feit gaan gebeur. Jy gaan een van die tyd moet uittreë of aftree of jy gaan tot sterwe kom. So jou welvaartsplan moet van so 'n aard gestruktureer word dat jy kan die somme maak vir al daai scenario's, seker maak dat daar genoeg likwiditeit of kontant, wat gebeur met daai planne, is die dokumentasie in plek ensovoorts. So 'n mens werk jouself dood vir 30, 40, 5 jaar in sekere gevalle generasies wat werk aan hierdie welvaartsstrategie of hierdie welvaart te skep. Jy wil dit net seker maak dat dit reg bestuur word en reg voortgaan na die volgende generasie toe. So Frikkie, as iemand nou kyk en hulle wil graag by een van julle onafhanklike adviseurs uitkom, wat het hulle nodig om te doen? Baie eenvoudig SMS die woord kontak na 48422 of gaan kyk op ons webwerf www.ifsainvest.co.za. Dan kom ons terug na hulle toe en ons sit lekker in gesels en kry die bal aan die rol. En dan as jy kom kuier, is dit nou al pannekoek weer? Ek dink ons moet nou by vetkoek begin asseblief. Moeg vir die melktyd. Dit is nou klaar. Frikkie, baie dankie dat jy hier was. So, daar het jy dit, Frikkie van IFSA, om met hulle te gesels. Al wat jy hoef te doen is SMS die woord kontak na 48422. Ons is nou weer terug op Groot Plaas, net eers tyd vir die Groot Plaas kalender. IFSA, Prosperity in Progress.
Welkom terug hier op Groot Plaas. So ons gas saam met ons vanoggend is Joe Hannekom. Hy is die senior produksiebestuurder by Ceres Fruit Growers om te gesels oor 'n onlangse toekenning wat hulle ontvang het. Joe, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Joe, goeiemôre, dis hy, nou het ons vir jou terug. Joe, so baie geluk met die onlangse toekenning wat jy ontvang het. Ek dink dit is natuurlik altyd 'n pluimpie in die hoed, maar jy is dan nou aangewys as 'n BRCGS perseel van die jaar. Wat presies beteken dit? Ja, dankie. Ek dink die toekenning deur Brand Reputation through Compliance Global Standards erken uitmuntende toewyding aan voedselveiligheid. Dit vier ook gehaltebestuur en integriteit in die voorsieningsketting. Vir Ceres Fruit Growers voel ons geëerd om as gesertifiseerde perseel van die jaar in 2026 erken te word. Die toekenning bevestig dan wederwysige vertroue tussen ons en ons kliënte en ons aandeelhouers. Dit verteenwoordig eintlik meer as net 'n bedryfstoekenning. Ek dink dit is 'n onafhanklike versekering dat appels en pere wat deur die kleinhandelaars op hulle rakke geplaas word en deur verbruikers gekoop word aan die strengste wêreldwye voedselveiligheidsstandaarde voldoen. Nou, hierdie tipe sertifisering, is dit 'n baie belangrike maatstaf ook wêreldwyd? Ja, verseker is dit. Ek dink ons neem deel aan ander tipe besighede, wel voedsel, maar nie net appels en pere nie. So ek dink dit bevestig die wederwysige vertroue tussen ons maatskappy en aandeelhouers en kliënte en verskaffers. So ja, dit is vir ons belangrik. So veral vir ons wat hier in die suiderpunt van Afrika sit, hoe groot is dit vir 'n Suid-Afrikaanse maatskappy om internasionaal hierdie tipe erkennings te kry? Ek dink almal wat deelneem aan die sertifisering sal verstaan hoe belangrik is om eintlik 'n volhoubare stelsel in plek te hê. So jy moet ten alle tye op die hoogste standaard funksioneer en nie net wanneer ons erkenning kry of wanneer ons ouditeur ons besoek nie. So ja, ek dink dit is nogals 'n pluimpie as jy benoem word deur jou eweknieë of mense uit die bedryf uit. So ons is trots op. Ja, dit is nou 'n interessante konsep dat jy noem, mense in die industrie moes julle natuurlik benoem het vir hierdie toekenning. Is dit iets waaroor julle trots is dat ander mense ook opkyk na julle as maatskappy en sê wat julle mee besig is, dra hulle goedkeuring weg vir die industrie? Ja, verseker. Ek dink dis nie altyd maklik nie, onthou jy werk met 'n klomp mense en ja, almal moet saamwerk as 'n span om dit te bereik. So ja, ek dink dit is vir ons belangrik en ons is baie trots op en ons is voel geëerd om deur hulle benoem te word. So ja, dit is ons werk hard daaraan. So ons het gister 'n gas van TrueCape saam met ons op die program gehad en julle appels en peer word wêreldwyd deur hulle bemark. Hoe help hierdie toekenning dit spesifiek en die feit dat julle saam met TrueCape hande kan vat om julle produkte wêreldwyd bekend te stel aan mense? Ek dink vir TrueCape is dit 'n belangrike eerbewys om verhoudings met kleinhandelaars te versterk en verbruikersvertroue in te boesem. Kleinhandelaars funksioneer in 'n omgewing waar naspeurbaarheid, voedselveiligheid, egtheid en konsekwentheid nie eintlik onderhandelbaar is nie. So vir die verbruiker beteken dit gemoedsrus, vir 'n kleinhandelaar beteken dit verminderde risiko en 'n betroubare voorsieningsvernoot. So om as gesertifiseerde perseel in 2026 aangewys te word, dra eintlik 'n duidelike boodskap aan die kleinhandelaars en die verbruikers oor die appels en pere wat TrueCape van Ceres Fruit Growers kry volgens wêreldklas standaarde geproduseer en verpak word. So kom ons praat gou net 'n bietjie oor julle stelsel. Ceres Fruit Growers het die afgelope 5 jaar elke jaar AA graderings in onaangekondigde audits gekry. Dit beteken dat daar minder as 5 afwykings is. Wat is hierdie afwykings en wat sê dit dan oor die stelsels wat julle in plek het? Goed, ek dink vir die stelsel om daardie konsekwentheid toon nie net dat ons die regte stelsel in plek het nie, maar ook dat ons ten alle tye doeltreffend funksioneer. Dis 'n beproefde resep vir sukses om onsself voortdurend uit te daag, te verbeter en as 'n span saam te werk.
Ek dink dit weerspieël 'n bietjie ons lese, leading the way. 'n Verbintenis tot sterk voedselveiligheid en gehalte kultuur is eintlik maar deel van ons DNS. Die feit dat ons jaarlikse onaangekondigde audits het, beteken dat ons nie anders kan as om elke dag op 'n hoë standaard te funksioneer nie. Ons sien die eksterne audits as geleentheid om voedselveiligheidsstelsel te beproef en ons gebruik die ouditeurs se terugvoer om enige gapings aan te spreek. Hierdie prestasie het nie net oornag gebeur nie, glo my. Dit is jare se harde werk as 'n span. So ja, ek dink ons doen nie dinge reg die eerste keer. Jy werk met voedsel en almal moet voorbeeld stel. Nou Joe, hoe moeilik is dit om jaar na jaar sulke hoë vlak van konsekwentheid te handhaaf in julle produkte? Man, ja, ek dink in die praktyk dit is 'n spanwerk, so dit is omdat jy is 'n groot span, ons het 1800 werknemers by ons. So almal moet inkoop, so jy moet hulle gereeld oplei, jy moet hulle betrek, hulle opinies is belangrik, hulle idees is belangrik. So ja, jy moet voortdurend werk daaraan. Dit is nie en die doelpale word gereeld geskuif en ons moet aanpas daarbey. So ja, dit is nie iets wat jy 'n stelsel wat jy neersit en dan werk dit van self en dan is dit verby nie en dit hou net aan nie. Dit is deurlopend aanpassing en verbetering. Nou in 'n industrie soos julle sin, Joe, hoe baie verandering is daar jaar op jaar, veral as dit kom by variante wat julle moet na kyk en natuurlik tegnologie wat verbeter? Ja, ek dink ons as jy kyk 18 jaar terug of 20 jaar terug, het ons nog baie staat gemaak op mense. Ek dink ons het die mense deesdae gebruik as die mens meer produktief en ons maak meer staat op tegnologie. So dit maak dit makliker, maar as dit kom by voedselveiligheid, jy het nog steeds 'n persoon wat moet pak, jy het nog steeds 'n persoon wat moet palletiseer, jy het nog steeds 'n vurkhuisdrywer, jy het 'n persoon wat 'n trok moet laai om na die hawe toe te gaan. So tegnologie is nog nie oral so prominent nie. So ja, jy werk met mense en 'n produk en jy moet die beste daarvan maak. Nou Joe, ons het so vinnige 20 sekondes, maar aan die einde van die dag is die eindverbruiker die belangrikste vir julle. Watter voordele hou hierdie tipe toekennings vir die eindverbruiker in? Ek dink, soos ek vroeër gesê het, dit verseker dat die iemand soos die verbruiker het die gemoedsrus dat die vrugte wat hulle koop van appels en pere wat hulle kry van Truecape af op die hoogste voedselveiligheidsstandaarde geproduseer en verpak is. Ek dink jy weet waarvan af dit kom en ek dink so toekenning sit jy so 'n bietjie in die kollig en dit skep 'n sekere verwagting en ons hoop ons kan voortbou op hierdie verwagting. Joe, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit. Dis Joe Hannekom. Hy is die senior produksiebestuurder by Ceres Fruit Growers om te gesels oor hulle onlangse toekenning wat hulle gekry het. Dit is al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en dan kuier ons weer môreoggend.